Ek wil vandag met jou praat oor doelbrekers. Ons wêreld het skielik verander deur hierdie corona-pandemie wat almal van ons letterlik en figuurlik in 'n groot uitdaging gedompel het. Skielik voel dit vir jou asof jou drome en al jou ideale bedreig word. Dit wat ons aanvanklik as normaal aanvaar het, is nou abnormaal en dit wat ons nou normaalweg as abnormaal beskou het, is ewe skielik die nuwe normaal. Dinge is heeltemal omgekeer. Dis asof daar 'n onsigbare vloed tussen jou en jou drome ingespoel het en jy staan aan hierdie kant van hierdie stroom en jy sien jou ideale en drome daar aan die ander kant. En die vraag natuurlik is hoe oorbrug jy die vloed om by jou doelwitte uit te kom? Nou die definisie van 'n doelbreker is eenvoudig dat 'n doelbreker is enige ding wat jou spoed breek en jou daarvan weerhou om die uitdaging, dis nou hierdie stroom wat voor jou is, om hierdie uitdaging te oorbrug om by jou doel uit te kom. Nou dit sluit onder andere dinge in soos om te huiwer, om te twyfel en so meer, om ongeduldig te wees, ongehoorsaam, 'n gebrek aan selfvertroue en dan daai eenpolige denke. Ek weet dis 'n bietjie 'n vreemde woord daai, maar ek sal dit nou 'n bietjie beter verduidelik. Hoeveel keer het jy nie hierdie afgelope paar weke van hierdie COVID-19 pandemie gehoor mense sê, wanneer gaan dinge nou weer na normaal terugkeer nie? Wat gaan jy maak? Wag jy dalk vir daardie normaal om terug te kom? Wat as daar nie weer so normaal gaan wees nie? Intussen wil ek vir jou sê, gaan die lewe by jou verby en die grootste geskenk wat jy het, naamlik tyd, gaan verlore. So dit is nou tyd om jou doelbrekers te oorwin en die vloed wat nou tussen jou en jou drome staan, oor te steek. Nou ek het groot geword in Groot Mariko met sy pragtige bosveld, sy vriendelike mense en sy boeke vol kampvuur stories. My familie het net so langs die Groot Mariko rivier geboer en ek en my broer het naweke plaas toe gegaan en ons het ons tyd spandeer om ketty te skiet en klei laat te gooi en vis te vang en wanneer die geleentheid daar was, het ons saam gaan jag. Nou die Groot Mariko rivier is bekend vir sy hiemerige reaksie op stortreën en stormwater, soos wat hierdie watermassa sy marathon na die Mariko Bosvelddam aanpak, vee hy letterlik alles in sy pad weg. Pompe, karre en trekkers en alles wat die boere nie betyds kon skuif nie, word gewoonlik saam met hierdie watermassa die bosveld ingesleep. Nou op die plaas Doringkraal was daar so 'n hangbruggie wat as 'n kort pad gedien het vir die volk na die plaas opstal. Nou hierdie bruggie het verskeie vloede oorleef omdat dit stewig geanker was aan twee reuse bloekombome wat aan weerskante van hierdie rivier gestaan het. Maar omdat die vloedwater soms so hoog opgestoot het, is hierdie bruggie met tye van sy voetplankies gestroop, net soos wat mielies van 'n stronk afgestroop word. So hierdie bruggie was 'n vreesaanjaende uitdaging, maar dit kon jou steeds oor hierdie rivier kry. Nou ek wil hê jy moet mooi hierdie prentjie in jou gedagtes sien vandag. Hierdie bruggie het nuwe moontlikhede oopgemaak, maar my vrees vir hierdie stroom wat ek voor my kon sien, het my gerem en dit het my vasgehou. Dit was my doelbreker. Nou dit is nie altyd maklik om die brug in jou lewe oor te steek nie, wat ook al daardie brug vir jou mag wees. Veral nie in tye van 'n vloed nie, of trauma of probleme en so meer. En ek wil graag aan die hand van 'n paar Bybelkarakters vir jou illustreer wat die impak van hierdie doelbrekers op jou lewe kan hê. En die eerste voorbeeld wat ek vir jou wil gee is iemand wat sy doelbrekers oorwin het en suksesvol daarmee gehandel het, en dit is Gideon. En jy kan Gideon se hele storie in Rigters 6 tot in Rigters 8 kan jy gaan lees. Ek gaan nou nie alles vir jou nou lees nie.
Nou sê die Bybel vir ons daar in Rigters 6 vers 2 staan daar geskrywe, en ek gaan dit gou vir jou lees, hier in Rigters 6 vers 2, en jy kan saam met my soontoe blaai, as jy jou Bybel by jou het, anders sit ek dit net vir jou op die skerm. En die Bybel sê die volgende hier. Hy sê die Midianiete het die Israeliete so hard behandel, dat hulle die berge ingevlug het. Daar het hulle vir hulle skuilplekke in grotte en ontoeganklike plekke teen die Midianiete gebou. Nou sê vers 4 vir ons, en ek lees dit gou vir jou, volg dit saam met my. Die Bybel sê hier, hy sê hulle, dis nou die Midianiete, het daar kom kamp opslaan, en alles wat in die grond was, vernietig, selfs so ver as tot by Gaza. Hulle het nie 'n ding agtergelaat waarvan Israel kon lewe nie, selfs nie eers 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Praat nou van grondhervorming. Nou lees ons verder hier in Rigters 6 vers 6, lees ons die volgende, dat as gevolg van die Midianiete was die Israeliete totaal teen die grond. Die Israeliete het toe by die Here om hulp begin smeek. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. En nou sien ons God luister na hierdie volk se uitroep. Hulle het 'n doel, die Israeliete weet ons het 'n goddelike roeping, maar hier's 'n probleem, hulle word bedreig deur die Midianiete wat hulle oeste kom stroop, hulle vee kom steel en hulle huise kom afbreek, dat daar letterlik niks oorbly nie. Hulle word vermoor en hier's hierdie groep mense wat oorweldig word deur hierdie geweldige massa Midianiete. En die Bybel sê vir ons dat die engel van die Here het aan Gideon verskyn waar hy op die vloer daar by die parskyp, was hy op die vloer van die parskyp besig om gars uit te slaan. Nou ek wil net vir jou sê, die parskyp is 'n plek waar druiwe uitgedruk word. Dis nie 'n plek waar jy gars gaan uitslaan nie, 'n koring gaan uitslaan nie. Dit is 'n plek waar druiwe en olywe en so meer gepars word. Met ander woorde, Jesus sien ons, hy kruip daar weg. Die Bybel sê vir ons, Gideon het daar gaan wegkruip. So dit gee vir ons 'n idee van wat Gideon se doelbreker was. Met ander woorde, vrees en die gebrek aan selfvertroue is een van hierdie doelbrekers wat Gideon in sy lewe moes konfronteer. En nou sien ons verder hier in die Bybel, sien ons dat die engel van die Here verskyn nou aan hom, en dan spreek die engel van die Here vir Gideon aan as dapper man. Met ander woorde, dit is hoe God hom sien. God sien vir Gideon as 'n dapper man. En God sê vir hom, hier is jou roeping, ek stuur jou. Met ander woorde, ons is baie duidelik van wat Gideon se roeping is. God kom na hom toe, God sien hom as 'n dapper man, en dan kom God, en ek wil vir jou sê, God gee die visie en die doel van jou lewe. Jou plig en my plig is om daardie roeping te vind, en dan gehoorsaam te wees daaraan. En hier sê God vir Gideon, ek stuur jou. So dis baie duidelik vir ons wat sy doel was. Wat ons nou wil weet is, wat was die doelbreker? So hier is die roeping, hier is die doel. Nou sê Gideon vir God, Gideon antwoord nou hierdie engel, en hy sê vir hom, hy sê my familie, hy sê dit daar in 6 vers 15, ek gaan dit sommer net vir jou so aanhaal, hy sê vir hom daar, hy sê meneer, hy sê my familie is een van die swakste in Manasse, en ek, dis nou Gideon, is die onbelangrikste lid in my pa se familie. Met ander woorde, hier sien ons hoe Gideon homself sien. God sien hom as 'n dapper man, maar Gideon kyk na homself, en Gideon sien homself as onbelangrik en ontoeganklik en swak. So Gideon se doelbreker is sy persepsie oor homself. Hy sien hom nie soos wat God hom sien nie. En weer wil ek vir jou sê, ons weet duidelik wat Gideon se roeping is, en dit is dat God stuur hom om 'n verandering te gaan aanbring aan hierdie situasie. Nou sien ons later hier in Rigters 7 vanaf vers 3 rond,
sien ons dat 22,000 man volg vir Gideon. Sy leierskap en sy karakter het ontwikkel iewerster langs die pad. En dit is wat gebeur wanneer jy hierdie doelbrekers in jou lewe kan oorkom. En nou kom ons en ons sien in die Bybel, sien ons dat die Here kom na hom toe en die Here sê vir Gideon, hy sê vir hom, ek is by jou. En dan sien ons hierdie argument, waar Gideon sê, gee my 'n teken. Ek soek bewyse. Here, u sê u is by my, maar gee vir my net 'n bewys, gee vir my net 'n teken. Dan sê God vir hom, Gideon, jy het te veel manne by jou, daar in 7 vers 2. Dan sê Gideon, maar Here, ek is bang. 300 manne is heeltemal te min teen hierdie massas Midianiete. Die Bybel sê in 7 vers 12, hulle is ontelbaar soos die sandkorrels op die strand. En dan lees ons later dat Gideon het hulle oorwin en hy word nou onthou vir sy dapperheid en sy leierskap. So Gideon se doelbreker was sy minderwaardigheidskompleks en sy onsekerheid of hy die regte ene is wat hierdie oorwinning kan gaan lei. Maar toe Gideon kies om hierdie stormvloed in sy gemoed oor te steek en sy doelbreker te oorkom, toe verander sy storie in een van glorie. En joune kan ook. Dan lees ons natuurlik van Jesus en daar's baie ander karakters ook. Jesus se doelbreker was hierdie teenkanting van die priesterhoofde. Getsemane was vir hom baie moeilik. Die kruis was natuurlik vir hom moeilik. Alles het hom probeer vernietig en die doel wat hy gehad het in die wiele wou ry. Maar dan steek hy hierdie stormvloed in sy hart oor. En hoe weet ons wat was hierdie stormvloed? En ek wil net vir jou hier in Markus gou lees, wat was die stormvloed in Jesus se hart gewees? En kyk wat sê die Bybel hier in Markus 14 vers 36 lees ons die volgende. Hy sê, Abba, dit beteken Vader, het hy gebid, vir u is alles moontlik. Neem tog hierdie beker van lyding van my weg. Maar doen nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Tot sover. Hier kan ons sien, wat was die doelbreker in Jesus se hart, hierdie angs, hierdie benoudheid wat hy in hom gevoel het, dit was sy doelbreker. En dan oorbrug Jesus hierdie vrees en hierdie angs, en hy oorwin die dood, en hy bereik sy doel om die weg na waarheid en die ewige lewe vir my en vir jou te word. Dit is hoe jy 'n doelbreker mee handel, met 'n doelbreker handel. Jy is tot alles in staat deur Jesus wat vir jou die krag gee. Jy kan ook oorwin. Al voel dit vir jou op hierdie stadium asof hier 'n stroom tussen jou en jou doel is, wil ek vandag vir jou sê, alles wat jou terughou, alles wat jou laat twyfel, wat jou laat huiwer, wat jou moedeloos laat voel, wat jou selfwaarde aantas, jy kan hierdie goeters uit die weg uitkry en dan kan jy hierdie uitdaging, hierdie vloed oorsteek om te kom by die doel wat God wil hê, jy moet vir hom bereik. Dan is daar natuurlik die wat deur hulle doelbrekers vernietig is. En een van hierdie ouens is in Samuel, en ek wil hier so ietsie vir jou lees van Saul, koning Saul, een van die belangrike figure in die Bybel waarvan ons hier lees, is koning Saul. En ons lees van hom hier in 1 Samuel 9 en aan. Nou sê die Bybel vir ons hier in 1 Samuel 9, vanaf vers, wat ek net gou hier so kyk, 1 Samuel 9 vanaf vers 2, sê die Bybel vir ons hierso dat Saul was 'n sterk en 'n mooi man. Onder die Israeliete, sê die Bybel, was daar niemand mooier as hy gewees nie. Hy was kop en skouers, was hy langer as enige een van sy volksgenote, sê die Bybel vir ons daar. Nou, Saul se doel, want dit was wat ek graag wou kry uit hierdie gedeelte, is om seker te maak, ek verstaan wat sy doel is, want as jy nie verstaan wat jou doel is, nie gaan jy nie weet wat die doelbrekers in jou lewe is nie. En nou sê 1 Samuel 10 vir ons vers 1 baie duidelik wat was Saul se doel en hoekom die Here hom spesifiek geroep het met hierdie doel.
En die Bybel sê vir ons in hierdie gedeelte, die Here het jou tot regeerder oor sy besittings gesalf. 1 Samuel 10 vers 1. Saul se doel was baie duidelik aangeteken. 1 Samuel 10 vers 6 sê vir ons, dan sal die gees van die Here kragtig in jou werk en jy sal saam met hulle as profete optree en 'n ander mens word. Met ander woorde, God se gees het binne in hierdie man gewerk. God was tot op hierdie stadium tevrede met Saul. Saul was God se keuse gewees. Maar in 1 Samuel 10 vers 22, toe moes Samuel vir Saul salf as die eerste koning van Israel. Met ander woorde, Saul is God se keuse, né? Volgens vers 24. So nou kom hulle en toe hulle die salwing in die proses moet begin, toe kry hulle nie vir Saul nie. Saul is weg. Die Bybel sê Saul het gaan wegkruip. So daar sien ons so ietsie van die doelbrekers begin deurslaan uit Saul se lewe. Een van Saul se doelbrekers was hierdie vrees. En hulle gaan haal hom en hulle salf hom as koning. En in 1 Samuel 13 vers 10, na 'n paar jaar van sukses, bring Saul 'n onwettige offer. Nou Samuel vra hom toe, wat het jy nou aangevang? 1 Samuel 13 vers 11. Nou kom ek lees net gou vir jou hier, 1 Samuel 13 vers 11. Wat sê die Bybel nou vir ons hier? Wat het gebeur? Vers 11 tot 12. En Saul het gesê, hy praat nou hier met Samuel. Hy sê, en ek het gesien, die manskappe loop van my af weg. En u het nie opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het by mekaar gekom by Mikmas, en toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe, en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek dit gewaag, sê hy, om self die brandoffer te bring. Met ander woorde, Saul loop hom vas teen die doelbrekers van ongeduld en ongehoorsaamheid, sê die Bybel vir ons hierso. Hy gaan verder, 1 Samuel 13 vers 13 tot 14. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat hy jou gegee het nagekom het, waarlik dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na aan sy hart soek. Die Here sal hom aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. So aan die einde van die dag lees ons hier in 1 Samuel, wat het gebeur? Saul het as gevolg van vrees wat hy nooit oorwin het in sy lewe nie, hierdie doelbreker waarmee hy nooit gedeel het nie, het hy selfmoord gepleeg want hy was bang vir die Filistyne. En wat het hy gedoen, sê 1 Samuel 31 vers 4 vir ons, hy sê en Saul het in sy eie swaard geval. En toe gebeur 'n interessante ding. Toe die Filistyne op hierdie koning, die eerste koning van Israel se lijk afkom, sê die Bybel vir ons, hulle het hierdie dooie man gevat, hulle het sy kop afgesny en hulle het sy onthoofde liggaam gevat en hom gaan vasslaan, gaan vasspyker teen die mure van hierdie tempel van Astarte, het hulle hom daar teen die muur vas. Hulle het 'n bespotting gemaak van hierdie koning. Saul het sy doel gemis. Die doelbrekers het hom gebreek. Die doelbrekers wat ek en jy moet oorkom om die doel wat God vir my en vir jou gegee het te oorkom, daardie selfde doelbrekers het vir Saul gebreek. So dit maak nie saak in watter posisie jy jou bevind in die lewe nie. As jy toelaat dat die omstandighede en die situasie hierdie doelbrekers jou weerhou daarvan om die doel wat God vir jou lewe gegee het, om jou daarvan te weerhou en jou te breek, dan is dit klaar praat. So wat is die doelbreker in jou lewe? Gaan jy die stormvloed in jou lewe oorsteek of gaan jy backpedal? Ek gebruik nou hierdie Engelse woord backpedal. Ek weet, miskien het jy dalk ook so 'n fiets gehad. Ek het so 'n fiets gehad dat as jy hom agteruit getrap het, dan sleep sy agterwiel dan slaan sy rem vas. Hy was 'n backpedal briek.
wat jy moes agtertoe trap om hom te laat stop. Nou wanneer jy voor 'n uitdaging kom en jy backpedal, dan kom jy totaal tot stilstand. Met ander woorde, huiwering en twyfel en hierdie goed laat jou soms 'n bietjie backpedal. En die oomblik wanneer jy backpedal, dan staan jy doodstil. So een van die grootste redes waarom ons backpedal voor ons uitdaging, wat baie moeilik lyk soms, is ons gevoel van onsekerheid. So ons voel onseker en omdat ons onseker is, slaan ons brieke vas. So jou huidige gewoontes voel so bekend en hulle voel so gemaklik, dat jy jouself moeilik op 'n ander terrein kan indink. En die oomblik wat jy jou voet op hierdie handbruggie of hier op hierdie hangbruggie sit, dan backpedal jy. Want hierdie bekende dinge voel vir jou net soveel veiliger. So backpedaling is 'n doelbreker wat jou van jou volle potensiaal sal beroof. Dit laat jou stil staan, net waar jy is. Ek het gesê ek gaan terugkom na die eenpolige denke. Wat gebeur wanneer jy jou voet op hierdie hangbruggie sit? Jy sien die oomblik wat jy besluit, die oomblik wanneer jy besluit in jou lewe dat jy moet gaan, jy moet deur hierdie situasie beweeg, jy moet oor hierdie negatiewe stroom kom, jy moet dit oorsteek, dan val jou fokus op hierdie sterk stroom, soos wat dit met my gebeur het. En jy sien die stroom en jy sien die wankelrige bruggie. En skielik weeg die negatiewe dinge baie swaarder as die positiewe dinge en jy beleef 'n oomblik van eenpolige denke. Nou, ek wil graag deur middel van 'n illustrasie wil ek vir jou wys wat ek hiermee bedoel. Nou die probleem is, jy wil graag die positiewe uitkomste in jou lewe hê en ek wil ook graag. Maar jy wil nie die risiko van die vloedwater wil jy nie vat nie. Jy wil probeer om die risiko wil jy vermy. Nou vandag wil ek vir jou sê dat die krag van vooruitgang lê in jou vermoë om die balans tussen die positiewe en die negatiewe te vind. Jy moet hierdie balans vind. En ek wil hierdie as 'n voorbeeld vir jou gebruik. Ek het 'n liggie saamgebring hier met 'n batterytjie en ek gaan die draadjie op die een pool van die battery sit en ek gaan die draadjie op die ander pool van die battery sit en dan brand hierdie liggie. So vir 'n liggie om te brand, met ander woorde, is beide die positiewe en die negatiewe pole nodig. As jy enige een van hierdie twee pole ignoreer, dan gaan die liggie dan eenvoudig dood. Dan brand daar geen liggie nie. So die energievloei wat plaasvind, breek ek wanneer ek een van hierdie twee pole verwyder. En wanneer dit gebeur, is jy in die donker vasgekeer. So dit is belangrik dat jy nie sal twyfel in die feit dat albei die negatiewe sowel as die positiewe in jou lewe nodig is nie, en dat die balans tussen hierdie twee vir jou die energie skep om vorentoe in die lewe te beweeg. Nou in basketbal het ek 'n interessante stelling gevind en dit is die huiweringsbeweging of in Engels dan the hesitation move. En hulle gebruik hierdie beweging, gebruik hierdie spanne om hulle opponente te verwar. En die vraag wat ek vir jou wil vra vandag is, wie speel die bal in jou lewe op hierdie stadium? Jy of jou opponent die duiwel? As hy die bal in sy hande het, gaan hy die huiweringsbeweging op jou toepas om jou te verwar en te verhoed dat jy jou doel gaan bereik. Maar as jy die bal in jou hande het, is die rol omgedraai en jy is nou in die posisie om jou doel te bereik. Gaan jy 'n Gideon wees of gaan jy 'n Saul wees? Jy moet hierdie besluit maak. Ek wil vanmôre afsluit en ek wil vir jou sê, wat is die doelbrekers? Ek vra vir jou hierdie vraag. Wat is die doelbrekers in jou lewe wat jy kan identifiseer? Want jy moet hulle identifiseer en hulle dan elimineer. Kies om die bruggie, om hierdie stormvloed in jou lewe oor te steek, sodat jy by jou doel kan kom. En ek weet, dit is nie maklik nie. Wanneer jy hierdie bruggie na jou doelwitte toe bekyk,
dan is dit maklik om te kyk na die stroom en te kyk na die wankelrige bruggie wat heen en weer swaai, maar wanneer jy jou voet neergesit het, moenie backpedal nie. Hierdie proses gebeur nie vinnig nie. Dis dalk 'n vreesaanjaende ervaring vir jou, maar moenie backpedal nie. Breek die doelbrekers en verander jou storie in een van glorie. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat ons in ons lewe kan leer, dat wanneer hierdie vloed voor ons inspoel, hierdie pandemie en die uitdagings wat dit bring, wat ons weerhou van ons doelwitte, dat ons nou die besluit sal neem om al hierdie doelbrekers te elimineer en by ons doel sal uitkom. En ek bid vanmôre dat U vir ons die krag en die wysheid sal gee om te bereik wat U wil hê ons moet bereik. In Jesus se naam. Amen. Die Here seën vir jou.